Lukas hoofstuk 21 en ons gaan dit in die segmente opdeel. So ons hanteer dan heel eers die eerste 4 verse en dan gaan ons daarvan af voort. Goed, vers 1 Lukas 21. En toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het, want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe. Nou, klink dit nou na 'n rein ding wat hier gebeur in terme van hierdie weduwee wat arm was en soos wat Jesus dit hier verduidelik het, sy haar laaste geld ingegooi en dan maak hy 'n stelling wat sê sy het meer ingegooi as hulle almal, wat ons mos nou weet nie waar is nie. Sy het net sy het baie minder as almal ingegooi, maar per implikasie in haar lewe het sy meer ingegooi as wat die ander gedoen het. En wat is die punt wat Jesus hier wil maak? Hoekom het hy hierdie opmerking gemaak en wat is die les vir ons as gelowiges hierin? En die punt is, hierdie vrou sou uiteindelik vir haarself en vir haar voortbestaan beter gedoen het om haar 2 geldstukkies vir haarself te hou, dan het sy ten minste nog geld gehad om brood mee te koop. Maar daar's 2 dinge wat ons hieruit kan leer. Die eerste ding is dat hierdie vrou ag nie haar lewe in hierdie lewe bo die lewe hierna nie. Met ander woorde, sy doen nie alles wat sy kan om in hierdie lewe te bly voortbestaan nie. En want sy ag nie haar lewe van veel waarde in hierdie lewe nie. En dit is 'n geweldige groot les vir ons as gelowiges. Veral in die tyd waarin ons onsself bevind. Vind jy dat mense alles gaan oor hierdie lewe? Hulle geestelike lewe of hulle geloof, kom ons noem dit eerder hulle geloofslewe, gaan oor die nou. Dit gaan oor wat ek nou nodig het. Dit gaan oor wat ek nou moet bymekaar maak. En dit het alles behalwe te doen met my ewige bestaan en my ewige voortbestaan. En dis die eerste les. Gaan dit vir jou as gelowige net oor hierdie lewe en wat die Here vir jou in hierdie lewe moet voorsien en dat jy tog net genoeg moet hê vir hierdie lewe. En dan moet jy ook verstaan dat omdat ons in die moderne era gaan dit vir mense oor wat hy het vir vandag, wat hy vir hom bymekaar maak vir môre en vir sy aftreedag, en dan is die ingesteldheid van gelowiges is baie keer sê mense, maar ek sal vir die Here gee as ek genoeg het. En dan hou jy terug op alles wat jy het, want jy het nie genoeg om self van te lewe nie, en dan gaan dit net oor my en ek en myself. So dis die eerste les is, wat Jesus hier uit probeer leer is om te sê, hierdie vrou is nie ingestel op die huidige nie. Want as sy daarop ingestel was, sou sy nie haar laaste 2 geldstukkies ingegooi het. En die tweede punt is, tweede les wat ons hieruit moet leer is die posisie van afhanklikheid. Die vraag is, behoort jy aan Christus en is jy in alles in jou lewe van hom afhanklik? Of is jy gedeeltelik van jouself afhanklik en gedeeltelik van hom afhanklik? Of is jy heeltemal van jouself afhanklik soos wat hierdie rykes was? Jy sien, die ryke kon ingooi. En hy het nie eers geskroom nie, want hy het geweet hy het nog genoeg van sy eie. Die vraag is, het jy al by die plek gekom
waar jy sê, ek weet nie waar gaan ek my volgende broodgeld vandaan kry nie, maar te midde daarvan is ek bereid om dit te laat gaan. Is ek bereid om my laaste, is jy bereid om vir die Here jou laaste te gee, en genoeg geloof te hê in sy belofte van voorsiening, of gaan jy maar net terughou? Dit is vir my altyd net so 'n vreemde beginsel vir ons as gelowiges. Ons sal die laaste ding wat ons sal afknyp is die betaal van jou tiende, indien jy jou tiende betaal. Want jy maak die somme en dan sê jy vir jouself, maar as ek nou my tiende hierdie maand betaal, want ek nie genoeg geld om my uitgawes te betaal nie. En so is my ingesteldheid so op hierdie lewe, dat ek nooit uitkom by die plek waar ek aan God betaal wat God toekom nie. Want waaroor dink jy het hierdie geld wat in die skatkis ingegooi was, waaroor dink jy het dit gegaan? Dink jy dit was sommer net en op die einde van die dag is daar 'n goddelike instelling oor tiendes en offergawes. Want daar is altyd, op een of ander manier, moet die koninkryk en die werk van die koninkryk moet befonds word. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, dit het nodig om befonds te word. En as ons as gelowiges nie inkoop op die befondsing van die werk van die koninkryk nie, dan is my vraag, wie gaan dit doen? En wie gaan verantwoordelikheid vir daarvoor? So, hierdie arm weduwee gooi alles in wat sy het, want sy weet, as sy dan dit nou nie maak in hierdie lewe nie, dan weet sy haar plek is verseker in die ewigheid. Maar sy gooi ook met die hoop dat die Here sy belofte van voorsiening nakom en sê, ek weet wat jy nodig het vir nou, so moet jy nie bekommer oor wat jy sal eet of drink of aantrek nie. En dit is die hart van die Here in alles. Die Here is ons voorsiener. En daarom is dit partykeer okay om alles in te gooi. As jou bewys dat jy ten volle vertrou op die voorsiening van die Here. En laastens wil ek net dit sê, en dit is, was jy al ooit op die plek, heeltemal op die plek, wat jy nie meer op jouself kon staatmaak nie? Het jy al in jou stap met die Here by die plek gekom, wat jy nie meer, dat jy soos hierdie vrou, nie meer op jouself kon aangewese was nie, dat jy die Here moes vertrou, in terme van jou voorsiening. En ek dink dit is die belangrike punt wat ons hier uit moet kry is jy gaan iewers in jou stap saam met die Here tye bereik wat jy ten volle op die Here gaan moet vertrou vir hierdie lewe en die voorsiening van hierdie lewe. Goed, ons gaan oor na die volgende gedeelte vanaf vers 5 tot en met vers 19, ek gaan dit eers lees en toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versier was, sê, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra hom en sê, meester, wanneer sal dit wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En hy antwoordde, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.
neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Goed, so kom ons kyk, wat is dit? Dit gaan oor die profetiese rede, en die hele profetiese rede begin by vers 5 en dit loop deur tot en met vers 36. Goed, maar ons gaan dan nou net die eerste van vers 5 tot vers 19 gaan ons deurwerk. Goed, so die punt hier is en toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was. Nou moet jy ook nou sien, nee, geskenke, en dan nou weer eens, dit wat ons sien net in die voorafgaande gedeelte, oor die oorvloed van die gawes van die rykes wat hulle ingegooi het, en dan kan ons sien wat word daarmee gemaak. Daar word tempels daarmee gebou, en hierdie tempels die tempel was versierd gewees, en dit was maar die probleem met die Jode gewees is hulle versierde tempel was hulle afgod gewees. Dit was hulle plek van aanbidding wat vir hulle so waardevol was. Maar Jesus maak 'n baie belangrike stelling, en dan sê hy, hierdie plek wat julle nou na kyk, daar sal nie een klip op die ander nagelaat word wat nie afgebreek sal word nie. Nou, Hebreërs 9 vers 24 wil ek net aanhaal. Hebreërs 9 vers 24 sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Nou die heiligdom, weet ons, was deel van die tempel. Jy het gekry die voorhangsel, jy het gekry die voorportaal, jy het die voorhangsel, jy het die heilige en dan die allerheiligste gekry in die tempel. En ons weet dat die tempel wat daar was in die tyd van Christus, was die rede vir die tempel was dat dit 'n teebeeld was. Dit is die beeld van die heiligheid van God, wat nou in die hemel die plek is, die heiligdom, die plek waar ons nou kan ingaan, die plek waarop Christus sit. Christus sit op die troon in sy allerheiligste, waar ek en jy toegang op het nou vandag. En Jesus sê dat hierdie teebeeld, hierdie tempel, wat die plek geword het waar aan die Jode vas begin hou het, in steede van om dit te gebruik het as 'n teebeeld, het hulle dit gebruik as 'n beeld. Met ander woorde asof dit die ware plek van aanbidding is. En jy sien, God se plek, die plek van aanbidding en die feit dat daar 'n tempel was God se manier om aan ons te verduidelik hoe werk die ewige plek van aanbidding. En dat ons aanbidding was nie veronderstel om in 'n tempel plaas te vind nie, want as die tempel die heilige plek was, ek praat nou van die tempel in Jerusalem, as dit die heilige plek was, dan sou daar nie 'n einde aan gewees het aan hierdie tempel nie. En dan is dit vir my bittersterend om te hoor hoe Christene vandag nog vashou aan die moontlikheid dat God gaan weer die tempel laat herbou vir ons as Christene of vir die Jode of vir wie ook al as 'n plek van aanbidding. En daarom, wanneer Christus hierdie woorde gebruik, wanneer hy sê, daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op 'n ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie, dan sê Jesus, die teebeeld moet vernietig word.
Die teebeeld soos wat ek het nou gelees het in Hebreërs 9 vers 24, die teebeeld is net 'n afdruk van wat die regte plek van aanbidding is. En die regte plek van aanbidding is die plek waar Christus nou sit, op sy troon, is die plek van aanbidding vir gelowiges. Met ander woorde, ons sit aan die voetenend van Christus, waar hy op sy troon sit, en hy sê, die hemel, sy Vader het van hom gesê, die hemel is u troon, en die aarde die voetbank van u voete. Met ander woorde, waar is ons in terme van die hemel, en in terme van aanbidding? Ons is by die voete van Christus, hier op aarde. En ons plek van aanbidding is by die voete van Christus. Asof hy op sy troon sit en sy voete hang af tot op die aarde, en ons is die aanbidders van die een wat op die troon sit. En dan kom die vraag in vers 7, en hulle vra hom en sê, meester, wanneer sal dit wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? So, hulle vra twee vrae. Wanneer, en wat 'n teken sal ons kry? En dan antwoord Jesus op die volgende manier in vers 8. Hy sê, pas op dat julle nie mislei word nie. So, dis die eerste manier hoe Jesus antwoord, is, hy waarsku teen misleiding. Hy sê so, weet maar net een ding, wanneer hierdie goeters gaan begin gebeur, gaan daar baie misleiers wees, wat julle gaan probeer mislei. En julle gaan moet wakker sit, julle gaan die skrifte moet ondersoek, julle gaan moet seker wees, dat julle gereed is, om nie deur hierdie mense mislei te word, en agter hulle aan te gaan nie. Pas op, dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom. Onder my naam kom, is nie, om te kom sê, hulle is die Christus nie, maar hulle kom onder sy naam. Onder sy naam beteken, hulle gebruik die woord van God, want sy naam is die woord van God. En sê, dit is ek. Met ander woorde, wat hulle gaan doen is hulle gaan kampte Christus verteenwoordig, vanuit hoe hulle hom aanbied. Nie hoe hulle self aanbied nie, hoe hulle Christus gaan aanbied, en die manier hoe hulle Christus gaan aanbied, is met misleiding. En dan sê, en die tyd is naby, dit is wat hulle gaan sê, die tyd is naby, die tyd is naby, en dit is van dat Christus opgevaar het, tot vandag toe, bly hulle sê, die tyd is naby, die tyd is naby. Want jy sien, die tyd is naby, is hulle manier om mense na hulle toe te trek, en te sê, pas op, die tyd is naby, kom sit hier by ons, en dan is julle veilig. Die tyd is naby. En dan maak Jesus 'n baie interessante stelling, dan sê hy, gaan dan nie agter hulle aan nie. Gaan dan nie agter hulle aan nie, wat beteken? Wat die Here sê is, hulle wat gaan sê, dit is ek, hulle wat my kampte gaan verteenwoordig, en hulle wat gaan sê, die tyd is naby, moenie agter hulle aangaan nie. Wat beteken dit vir ons? Want hierdie ding wat Jesus sê, kom al van die tyd van die apostels af. En Jesus sê, moenie agter hulle aangaan nie. Want wat is die antwoord? Jy sien, as ons agter mense gaan aanloop, en nie agter Christus gaan aanloop nie, as ons nie by sy voete gaan sit, met sy woord, en met sy woord gaan besig wees nie, gaan ons mislei word agter hulle aan. En wat Jesus sê is, en hoor mooi wat ek sê, hy probeer nie sê, sommige van hulle nie. Hy sê nie, sommige van hulle gaan julle mislei nie, hy sê hulle almal, hulle gaan julle mislei. As julle agter hulle aangaan, gaan julle mislei word. Moenie agter hulle aangaan nie. So wat moet jy doen? Jy moet agter Christus aangaan. En hoe gaan jy agter Christus aan? Deur na die woord van God te kyk, en na die woord van God te luister, en agter hom aan te gaan.
En die enigste manier hoe jy dit kan doen is in gees en waarheid. Goed. Dan sê hy in vers 9, en wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie. Nou wat is die oorloë en die opstande waarna Jesus verwys? En ek wil net hê jy met jou gedagtes nou hier, moet jy nou trek na die koninkryk toe. Moenie na die wêreld kyk wanneer jy na die woord kyk. Jy kan dit nie doen nie. Moenie na die politieke stelsel in die wêreld kyk nie. Moenie na die manier hoe lande en plekke bestuur word deur politieke leiers nie. Hierdie is nie 'n politieke oorlog nie. Moenie kyk in ons dag, kyk na Rusland en dit wat tussen Rusland en wat in die Oekraïne en wie ook al besig is om te gebeur nie, want dit is nie waarna Jesus verwys nie. En ek weet, dit is wat hierdie valsleraars doen, is hulle vestig ons aandag op die politieke stelsel daar buite en hulle probeer ons kry om te kyk nou wat in die wêreld aangaan en op grond van wat in die wêreld aangaan kan ons nou probeer bepaal wanneer hierdie goeters gaan gebeur. Maar Jesus se woorde, pas op dat julle nie mislei word nie, is die sleutelvers waarna ons moet kyk, want die enigste manier hoe jy nie gaan mislei word nie, is wanneer jy nie na hulle luister nie, maar jy kyk na die woord, en wat die woord vir jou sê, en jy gaan moet die Heilige Gees vertrou om die woord van God vir jou te interpreteer, sodat jy nie mislei word nie. Maar Jesus sê, wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie. Met ander woorde, ons is nou weer daar. En dis deur die eeue so. Daar was die Eerste Wêreldoorlog, daar was die Tweede Wêreldoorlog, en tussenin was daar 'n klomp oorloë. En die oomblik as hierdie goed gebeur, dan kom die vals profete en hulle begin te sê, sien jy, dis dit. En al wat die vyand wil doen is hy wil hê ons moet na hulle luister, want hulle trek ons agter hulle aan en hulle jaag die skrik op die lyf op die gelowiges en die gelowiges glo al die nonsens wat hulle kwytraak, want dit wat nou in Rusland gebeur en dit wat in Sirië gebeur het en so gaan hulle aan. En dit wat met 9/11 gebeur het in Amerika en al die goeters is die goed waarmee hulle ons wil skrik maak, sodat ons agter hulle aangaan. En dit is 'n absolute vyandstrategie. Dis absoluut 'n duiwelse strategie. Want wat gebeur? Dit hou ons fokus op wat hulle sê en nie op wat die woord van God vir ons wil sê nie. Moenie skrik nie. Want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. So wat Jesus hier sê is, weet net een ding, en dit is daar wanneer en elke generasie trap dieselfde slag in dieselfde slaggat, en dit is dat hulle na valse leraars luister wat die heeltyd vir hulle sê dis nou die einde. En dan sê hierdie generasie nee, dis nou die einde. En dan sê die generasie nee, dis nou die einde. En so kyk almal en sê nee, dis die einde, dis die einde, dis die einde. En so fokus almal na die misleiers en wat hulle te sê het, en generasie gaan verby op generasie en almal luister na die misleiers. En niemand kom by die Here uit nie, want ons moet net die tye dophou, ons moet net alles dophou, en dan gaan mense dood sonder dat gebeur het wat hierdie ouens voorspel het. En dan gebeur dit presies dieselfde met die volgende generasie. En al wat Jesus sê is moenie daar fokus, moenie agter hulle aangaan nie, bly weg van hulle af. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Ok, nou wat Jesus hier probeer sê is en nou moet 'n ou weer 'n keer na hierdie ding kyk vanuit 'n geestelike perspektief en nie uit 'n fisies. Is daar nasies wat teen mekaar opstaan? Daar buite ja.
Is daar koninkryke wat teen mekaar opstaan? Ja. Want jy sien, die koninkryke waarna hy verwys, is godsdienstige koninkryke. En nou kan ons kan hulle uitwys. Die eerste groot koninkryk wat teen 'n ander koninkryk opgestaan het, was toe die protestante weggebreek het van die katolieke af. Dit was 'n koninkryk, die katolieke het geheers as die enigste Christelike koninkryk vir jare, vir eeue. En toe kom die protestante en hulle breek weg. En dit was wat Jesus hierna verwys. Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En skielik kry jy daar, en toe begin dit was die begin van die verdeling van Christendom. En vandag is die Christendom so verdeel, dat elkeen het sy eie koninkrykie. En daar's iets soos 35,000 plus koninkrykies in Christendom. Verbeel jou dat die Christendom so verdeeld is, dat, dink gou, en ek vra nou maar net die vraag, dink gou na oor die volgende stelling. Is dit moontlik dat Christendom, ware Christendom, verdeeld kan wees? En as die antwoord nee is, dan is my vraag, hoekom is daar soveel Christen-denominasies? As hulle dan nie verdeeld is nie. So met ander woorde, ek bly die vraag vir myself vra is, so kom ons sê, daar's 1000 verskillende denominasies in Suid-Afrika. Dan is my vraag, hoe is dit moontlik dat daar eenheid kan wees in Christendom? Want jy glo dit, en daai en glo dat, en daai en glo dat, en dis wat Jesus sê, die een koninkryk sal teen die ander opstaan, en dit is presies wat gebeur, en vir 'n tyd lank, so hierdie een koninkryk stig nou af, so kom ons gaan terug na die protestante. Die protestante het weggebreek van die katolieke af, en dit het nie lank gevat nie, toe breek die Pinkster ouens weg van die protestante af, en daarvan af, het dit versplinter en versplinter en versplinter, en een nasie het teen die ander opgestaan, en een koninkryk teen die ander. En die verdeeldheid in Christendom is geweldig. En my vraag is, so waar is dit wat veronderstel was, om te wees soos wat dit was aan die begin, toe die eerste gemeente daar was? Hoekom is dit nie meer vandag so nie? Dit wat onder leiding van die apostels gestaan het, hoekom is dit nie meer daar nie? Hoekom is die gemeente van Efese en die gemeente van Korinthe en die gemeente van die Filippens, van Filippi en al daai gemeente, hoekom is hulle nie meer vandag die gemeente, die liggaam van Christus, die bruid van Christus nie? Hoekom nie? Want dit was die strategie van die bose van die begin af, om verdeeldheid te bewerk. Vers 11. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes. En jy sien, nou die eerste ding wat nou gebeur is nou trek ons dit na die natuurlike lewe toe. Maar jy kan nie, jy moet dit trek na die geestelike kant toe. Wat is hierdie groot aardbewings? Dit is presies wat gebeur. Daar gebeur skuddings en jy kry groter en kleiner aardbewings in die kerk. En as daar 'n aardbewing kom, dan is dit asof daar 'n botsing gekom het tussen sogenaamde gelowiges binne in 'n kerkbeweging, en die grootste enkele aardbewing wat gekom het, kry ons in Openbaring 6. Openbaring 6, en ek wil hê jy moet mooi hoor waaroor gaan hierdie aardbewing, andersins gaan jy dit verkeerd interpreteer. En dan moet jy lees vanaf vers 8, Openbaring 6 vers 8 tot 13. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit,
Sy naam is die dood en die doodryk het hom gevolg. Nou waaroor gaan hierdie dood? Dit gaan nie oor fisiese dood nie, dit gaan oor geestelike dood. Sy naam was die dood en die doodryk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor 'n 4de deel van die aarde. Wie is die aarde? Die aarde is die voetbank van Christus, die plek waar Christus aanbid word. Dis die aarde. En onthou, die aarde en die plek waar Christus aanbid word is nie noodwendig almal ware gelowiges nie, maar die aarde is die plek waar Christus aanbid word, die voetbank van sy voete. Dan sê hy, om dood te maak, wie dood te maak? Mense geestelik dood te maak, waarmee? Met die swaard en hongersnood en pes. Daar's dit weer. Hierso het Jesus gesê, Jesus sê, daar sal aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes. En wat Jesus hier sê in Openbaring 6 is, en aan hulle is mag gegee oor 'n 4de deel van die aarde. 'n 4de deel is 'n kwart van die Christendom gaan geestelik doodgemaak word. Nie fisies nie, geestelik. Hoe word hulle geestelik doodgemaak? Met valsleringe. Met valsleringe. En dan sê hy, hoe word hulle doodgemaak? Met swaard. Wat is swaard? Swaard is die woord. Wat is hongersnood? Is om die waarheid van mense af weg te hou. Wat is pes? Wat is pes? Pes is dwaalleringe. En dan sê hy, en deur die wilde diere van die aarde. Wat is die wilde diere van die aarde? Die wilde diere van die aarde is duiwels, leringe van duiwels. En dan sê hy, en toe hy die 5de siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God. Wat gedood is ter wille van die woord van God. En ek wil vandag vir jou sê, as jy eendag die koninkryk van God wil beerwe, moet jy sterf. Vir wat? Vir die woord van God. En daai sterf is nie fisies sterf nie, jy moet sterf van jouself, want as jy nie van jouself gaan sterf nie, gaan jy nie die woord van God ontvang nie. En die getuienis wat hulle gehad het. Want jy sien, my getuienis gaan nie oor myself nie. Die valse kerk se getuienis gaan net oor hulle self. Wat het hulle bereik? Hoeveel mense het hulle na die koninkryk toe gebring? Hoeveel siele het hulle al gered? En hoe goed doen hulle? En hoe is hulle finansiëel sterk? En hoeveel mense het hulle in hulle gemeentes? En al die goeders wat gaan oor mense wat nie sterf van hulle self nie. Maar hulle is klaar dood. Hulle is lewend dood, sê die woord. Hulle leef fisies, maar hulle is geestelik morsdood. En dan sien ons in vers 10, en hulle het met 'n groot stem, ek is nou nog steeds by Openbaring 6, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser? Nou, daar's net een heerser, Christus. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En dan elkeen van hulle is wit klere gegee en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Jy sien, dit gaan aangaan tot die einde toe. Daar sal baie mense geestelik doodgemaak word. Maar die Christene gaan hulle self moet, die ware gelowiges gaan hulle self moet neerdie, hulle gaan moet sterf van hulle self. En dan sien ons in vers 12, en ek het gesien, toe hy die 6de siel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en ek glo, dat hierdie groot aardbewing was, toe die protestante weggebreek het, van die katholieke af. Was 'n groot aardbewing. Onthou, die wêreld was onder die gesag van die katholieke kerk. Hulle het hulle self gesien, hulle noem hulle self die katholiek, en die katholieke beteken the universal church. Daar's net, solank as wat die katholieke geheers het, was daar net een kerk, en dit was die katholieke. En toe kom, ons weet wat gebeur het, ons het weet van die geskiedenis van die wegbreek, in die 16de eeu, waar die protestante weggebreek het van die katholieke af. En dit was die groot skering, dit was hierdie groot aardbewing waarna hier verwys word. En nou kan jy sê, en die son het swart geword, soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval. Wat is die sterre van die hemel wat op die aarde val? Dis demone, duiwels, wat nou in die kerk inbeweeg, en wat absoluut beheer begin neem het van hoe kerk verkeerd
hanteer was. Goed, ek laat dit daar, ek is terug by Lukas 21 en ons is nou by vers 11 wat gesê het, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnoode en pestsiektes. Want jy sien, die aardbewings wat plaasvind is kerkskeringe. En die kerkskering het aangegaan en aangegaan en aangegaan en aangegaan. En wat was daar gewees? Daar was hongersnode. Mense het nie meer die woord van God begin hoor nie. Hulle het begin allerhande vals leer. En dis wat Jesus gewaarsku het. Pas op, moenie agter hulle aangaan nie. En dan het hy ook gesê, gaan nie agter hulle aan nie, gaan nie agter hulle aan nie. En pestsiektes, dwaallering. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Wat is die hemel? Leringe, 1 Timoteus 4, leringe van verleidende geeste en duiwels. Leringe van duiwels is wat? Die duiwels het in die kerk ingekom. Die feit dat jy hulle nie kan sien nie, beteken nie hulle is nie daar nie, maar hulle fluister in die ore van die valsleraars en die valsleraars preek dit wat hulle by hierdie duiwels en verleidende geeste hoor. Vers 12, maar voor al hierdie dinge, en nou moet jy verstaan waarmee Jesus hier besig is. Voor al hierdie dinge. Met ander woorde, voordat al hierdie dinge gaan gebeur, gaan daar iets anders te gebeur. Sal hulle die hande aan julle slaan. Wie is die julle? Hy praat met sy disippels. Want onthou, dit is sy disippels wat na hom toe gekom het en hom uitgevra het oor hierdie dinge. En dan sê hy, hulle sal die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. So Jesus sê, julle oukies wat nou na my luister, wat my apostels is, julle moet weet, hulle gaan julle in sinagoges insleep, hulle gaan julle gevange neem, hulle gaan julle voor konings en goewerneurs bring, en dit is presies wat gebeur, het gaan lees Handelinge. En nou wil ek net vir jou sê, moet dit nie na jouself toe trek nie, asseblief tog nie, want jy kry hierdie ouens, hulle wil vandag nog stem dik maak. Kan ek gou vir jou sê, een ding moet jy verstaan, en dit is die Bybel is klaar geskryf. Moenie na die valsleraars luister wat sê, ek bedoel, as jy gaan hoor wie is Donald Trump se pastoor, 'n vrou, ek wil nie eens haar naam noem nie, dit is so afgryslik. Want jy sien, dit is presies wat die valses doen, is hulle sê, nee, ons vat hande met die regerings van hierdie wêreld. Ons as gelowiges het daarmee niks te doen nie, niks. Hou op om na die politieke bestel te kyk, hou op om na die kultuur daar buite te kyk, wat niks met ons in ons geloofslewe te doen nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons het nie deel aan hulle oor hoe hulle dit doen nie. Maar kan ek gou vir jou sê, die valskerk hou kerk asof hulle nog in die wêreld is. Die valskerk hou kerk asof hulle nog in die wêreld is. En ek en jy moet uitgaan, sê Jesus. Jesus sê, moenie agter hulle aangaan nie. En die kerk het agter 'n vals godsdienstige stelsel aangegaan. Gelowiges is vasgevang in geboue waar hulle kantig aanbid en na valsleraars luister wat die heel dag vir hulle sê, hou net die oorloë dop, kyk net wat het nou in die Oekraïne gebeur, kyk net wat het in Sirië gebeur, kyk wat het in 9/11 gebeur, en al die goeters wat hulle sê, wat ons laat fokus op hoe die wêreld dinge doen, en hulle gebruik hierdie skrifte, wat ek nou net besig is om vir jou te ontleed, gebruik hulle om ons mee bang te praat, sodat wanneer ons na hierdie goed kyk, is ons fokus die heeltyd op hulle en wat hulle sê, en ons mis die koninkryk van God in sy geheel. Ons mis hom heeltemal. Hoekom? Want ons het nooit geluister na wat hy gesê het nie, gaan nie agter hulle aan nie.
En ek wil vandag vir jou sê, as jy na hierdie boodskap luister, dan is dit tyd dat jy hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Hou op om na hulle te luister oor wat hulle sê wat gaan gebeur. Hulle is valse profete wat jou aandag vestig op wat in die wêreld besig is om te gebeur, asof dit is waarna hier verwys word in hierdie skrifgedeelte. En hulle haal hierdie skrifte aan wat ek nou vanmôre mee besig is. Hulle haal hierdie skrifte aan en hulle sê, luister hierna, luister daarna. Sien jy, daar staan pestsiektes. Sien julle, en dan praat hulle van goed soos COVID as 'n pestsiekte. Hulle praat van vigs as 'n pestsiekte en hulle gebruik dit om jou te mislei en jy val daarvoor. Nee, maar hoe dan nou? Vigs is mos 'n pestsiekte. Nee, vigs is net 'n siekte van sonde, dis nie 'n pes. Dis nie asof die Here vigs uit die hemel uit gestuur het nie. Want jy sien, dit is wat ons doen daarmee. Maar die peste wat oor mense kom, is die valsleringe wat mense glo, en dit is wat hulle mislei, en dit is wat ons in Openbaring 6 nou net gelees het, wat gelei het, want jy sien wat hulle nou vir mense sê. Van die topleraars in die wêreld, die sogenaamde groot name in die wêreld, vertel vandag vir die mense, en ek wil nie hulle name eers noem nie, want dis nie eers die moeite werd nie, maar hulle vertel vir die gelowiges, daar kom 'n tyd waar 'n kwart van die mensdom, so kom ons sê daar's 8 biljoen mense in die wêreld. Nou wat is 'n kwart van 8 biljoen mense? Dis 2 biljoen mense. Sê dat daai 2 biljoen mense gaan opeens in een kort tydjie almal doodgemaak word. Deur wie? Deur die anti-kris. Want jy sien, dis die ding wat hulle fokus is op die verkeerde goed, want Openbaring 6 praat nie van fisiese dood nie, dit praat van geestelik doodgemaak word. En dis presies waar, en die vraag is jy een van hulle? Is jy geestelik dood omdat jy na hierdie ouens luister, wat die heeltyd vir mense na die natuurlike peste toewys, na die natuurlike aardbewings? Ek luister nou eendag na 'n ou, hy praat oor een of ander vuurspiewende berg wat nou skielik weer aktief geraak het. En hy gebruik dit as 'n lering om mense nou te sê, sien julle, daar's die eindtyd. Sien julle, daar's die eindtyd. En dis wat Jesus hier probeer sê. Die tyd is naby. Daar sê hy dit in vers 8. Hulle pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek en die tyd is naby, die tyd is naby, die tyd is naby. Jy sien, vir eeue doen hulle dit al. En hoeveel keer het jy nou al valsleraars hoor sê, die tyd is naby, en dan is die tyd nog nie naby, en die tyd is naby, en is die tyd nog nie naby, en is die tyd is naby, en is die tyd nog, dan gaan daai ouens, hoeveel van hulle lê al in hulle grafte, wat gesê het, daai en daai tyd gaan Jesus kom, maar dit het nooit gebeur soos wat hulle gesê het nie. Wil ons nie maar net leer uit die foute van ander uit nie? Of gaan ons ook na ons valse profete luister van vandag? En moenie my verkeerd hoor nie, ek sê nie die tyd is nie naby nie. Ek dink daar skrifte uit die woord uit wat vir ons baie duidelik rig om te sê, die Here se koms is nie ver nie, maar weet jy wat? Nou trek ek nie jou aandag na wat in die Oekraïne gebeur nie, en ek trek nie jou aandag na wat in Suid-Afrika gebeur nie, of waar ook al in die wêreld, en ek wys jou nie uit, hoe het jy gesien van daai aardbewing, het jy gehoor van daai oorlog, en dit en dit en dit, en al die aandag word gevestig op die natuurlike, en hierdie is 'n geestelike boodskap. Ek wil vir jou sê, jy's deel van die aardbewings, jy's deel van die pestsiektes, jy's deel van die hongersnode, want jy eet nie die woord van God nie, jy eet alles wat hulle vir jou gee om te eet. Jy is honger, jy is uitgemaar, want jy het nie die woord van God nie. Jy's 'n vermaarde Christen, want jy leer nie die woord van God nie.
En hulle leer jou ook nie die woord van God nie. Al wat hulle doen is hulle wys vir jou alles uit wat in die natuur gebeur. En dan probeer hulle bepaal wie is die anti-kris, en as hulle hom kan vaspen en hulle kry jou aandag op daai ou, en hulle het hoeveel keer misgevat. Hulle het by so ver terug keiser Nero, en so het hulle aangegaan en nou is dit hierdie bekende ryk ouens in die wêreld, en is Donald Trump, is hy nie dalk die anti-kris en die en daai, want weet jy wat, hulle wil hê jy moet fokus op dit wat jy met die oog kan sien, en nie met wat die woord daaroor te sê het, want die woord het iets oor die anti-kris te sê. Maar jy sien, die valsleraars, hulle gaan met baie oortuiging, gaan hulle vir jou vertel wie is nou eintlik die anti-kris, en die ergste van alles is, hulle het elkeen 'n verskillende opinie, niemand kom by dieselfde antwoord uit nie. Dan vra ek nou vir jou, wie's reg en wie's verkeerd? Hoe kan een ou sê, dis die ene, en hoe kan die ander ou sê, daai, en so hou hulle die hele kerk besig met, om uit te figure, wie is die anti-kris, en kan ek gou vir jou sê, as jou fokus op die anti-kris is, gaan jy vir Christus mis. As jou fokus die anti-kris is, gaan jy vir Jesus mis. En hy gaan vir jou sê, gaan van my af weg, ek ken jou nie waar jy vandaan is nie. Daar waar jy vandaan is, daar waar jy by hulle gesit het, was nie waar ek was nie. En dis wat Jesus vir jou gaan sê, as jy sit waar Jesus vir jou gesê het, jy nie moet sit nie. As jy agter hulle aangaan, dan is jy nie besig om agter hom aan te gaan nie. En hy wil hê jy moet agter hom aangaan. Jy moet by sy voete kom sit, jy moet met sy woord sit, jy moet hom leer ken, en nie na hulle luister wie hulle ken nie, want hulle ken hom nie. Goed. Maar Jesus sê vir sy disippels, pas op, voor hierdie dinge gaan gebeur, voor hierdie aardbewings en voor hierdie pessiektes en hierdie hongersnoode, gaan hulle aan julle apostels, gaan hulle die hande, en ons weet, Paulus was in die tronk, Petrus was in die tronk, Paulus was voor die gouverneur, Paulus was voor die koning, en ons weet, daai goeders het alles gebeur, het staan in die woord. Maar terwyl hierdie goed gebeur het, was hierdie einste apostels besig, want hy sê, dit sal vir julle, terwille van my naam, wat is sy naam? Sy naam is die woord van God. So hulle sal julle voor konings en gouverneurs bring terwille van die woord van God. En dan sê in vers 13, Lukas 21:13 sê, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Dit sal vir julle sal uit dit uit gaan julle die Bybel skryf. Dis presies wat gebeur het. As jy nog nie Handelinge gelees het nie, sal jy nie weet waarvan Christus hier praat. Hy praat met Petrus hulle, en hy sê vir hulle, dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Julle sal dit in die Bybel dokumenteer, dit wat hulle gaan julle voor sinagoges steep. Stefanus was voor die Sanhedrin gebring, en hy was vermoor, hy is doodgemaak, vir die evangelie, en so kan jy aangaan en aangaan en aangaan, en daar was vervolginge, en daar was hoeveel keer gevalle wat ons in die boek Handelinge kry, wat presies gebeur het, dit wat Jesus hier sê. En dan vers 14 sê, neem julle dan in julle harte voor, om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. So Jesus sê, vir sy apostels, disippels, moenie beplan nie. Moenie beplan nie. Moenie probeer om iets, want ek gaan die Bybel deur julle skryf. En wanneer julle in hierdie situasies julle self bevind, gaan julle deur die Heilige Gees gelei word wat om te sê en te doen in hierdie situasies. En ons weet, Paulus en Silas in die tronk, die Heilige Gees moes vir hulle gesê, begin geestelike liedere te sing, en hulle doen dit, en wat gebeur? Die ketTINGs breek, daar's 'n aardbewing binne in die tronk, en verstaan jy hoe Jesus vir hulle hier sê, moenie dink vooraf, moenie beplan hoe gaan jy jouself uitwikkel uit hierdie situasie uit nie. Die Here is besig om sy apostels voor te berei vir wat gaan kom, sodat hulle gereed kan wees
om die Bybel vir my en jou te skryf, sodat ons die evangelie beter kan verstaan, soos wat hulle dit beleef het. En as jy wil weet hoe werk Christendom reg, dan kry jy dit uit die woord uit. Jy kry dit nie uit die valse leraar se monde uit nie. Dan sê hy, vers 15, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee. Luister mooi. Ek sal aan julle woorde en wysheid gee. Ek sal vir julle die woorde wat julle in die Bybel gaan skryf in julle monde gee. En daai woorde is aangeteken in die Bybel. Wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Wie is al hulle teestanders? Wie is die apostel se teestanders? Al die eeue heen was daar teesprekers gewees tot vandag toe. Die teestanders van die waarheid preek vandag nog. En daar is duisende van hulle wat op preekstoele staan en preek wat die apostels nie gesê het hulle moet preek nie. Wat Christus nie gesê het hulle moet preek nie. En hulle preek dit en hulle is die teestanders van die waarheid. En dis wat Jesus hier vir die apostels sê. Julle gaan dokumenteer, julle gaan lewende getuies wees van wat ek vir julle gaan gee in woorde en wysheid, wat deel gaan uitmaak van die evangelie, wat in die Bybel aangeteken gaan wees, wat die ware gelowiges deur die pad vorentoe sal help, dat hulle oë op my sal hou en nie agter hulle sal aangaan nie. Want daar's baie wat agter hulle aangaan. En ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n ons en daar's 'n hulle. Die vraag is, van wie is jy deel? Is jy deel van die ons, en wie is die ons? Die ons is die ware gelowiges wat by Jesus se voete sit en by die voetbank van sy voete hom aanbid, deur met sy woord elke dag besig te wees. Nie hulle wat agter hulle aangaan en alles luister en hoor wat hulle sê en wat geen kennis van die woord het om te kan onderskei dat dit wat hulle sê nie die waarheid is nie. Dit wat hulle sê is nie die waarheid nie. Goed. Dan sê hy, en nou praat hy met die apostels, maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En ek bedoel, daar is die apostels, ek dink die enigste een wat nie vermoor was vir die evangelie nie, of vir hulle apostelskap nie, dink ek was Johannes wat op Patmos was, maar hy was in exile op Patmos. So hy het maar sy stuk verdrukking moes beleef, maar die res van hulle is almal doodgemaak vir hulle geloof. En dan kry ons baie, daar is Jakobus, die broer van Johannes. Ons weet dat Herodes het hom doodgemaak. En dan kry jy Stefanus is deur die Jode vermoor. En so kan jy aangaan, en dis wat Jesus hier sê. Hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Nou, ek sê dit weer. As jy nie weet wat hierdie naam is nie, dan moet jy gaan kyk weer 'n keer na Openbaring 19 vers 13. En sy naam was die woord van God. So, ek lees weer, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van die woord van God. Tot vandag toe. Tot vandag toe. Mense wat ek mee werk, wat nie met die woord besig is nie, haat my, omdat ek met die woord besig is. Hulle haat my ter wille van die woord. Jy bring dan mense die woord toe, dan sê hulle, man, weet jy wat, ek gaan nie nou verder met jou hieroor praat nie. Hulle luister eerder na hulle. Hulle gaan eerder agter hulle aan, maar hulle sal nie agter ons aangaan wat met die waarheid besig is nie, want hulle hou nie van die waarheid nie. Hulle hou nie van die waarheid wat sê, jy gaan verdruk word, jy gaan vervolg word, jy gaan deur lyding moet gaan nie. Hulle wil net hoor, ons is hier vir 'n jolly patrollie. Hulle sal gehaat wees deur almal ter wille van die woord van God, vers 17. Vers 18.
en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Nou kan jy nou weer 'n keer hierso, hulle gaan vir jou sê, sien jy, Here weet elke haar wat op jou hoof is. Dis nie wat die Here hier probeer sê nie. Die Here probeer nie sê, geen haars gaan, dan voel ek jammer vir 'n ou wat baie bles is. Geen haar sal van jou hoof afhang, maar hoekom is jy so bles? Waar is jy in op pad? Is jy op pad hel toe omdat jy nie haar op jou kop het nie? Hier is 'n geestelike boodskap in. Geen haar sal, hy sê, en julle, geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Geen haar van julle hoof. Wie is julle hoof? Ek wil vandag vir jou vra, wie is jou hoof? Want as jy jou eie hoof is jy in die moeilikheid, en as jy die hoof is van jou huis, as jy in die moeilikheid, en as jou pastoor jou hoof is jy in die moeilikheid, want hy sê, geen haar van julle hoof. Wie is julle hoof? Christus. Christus, en almal wat uit hom uit voortkom, sal niemand verlore gaan nie, dis wat hy probeer sê. Want waaruit groei die hare op die hoof? Uit die hoof uit. En wie is die hoof? Christus is die hoof. En wie groei uit hom uit? Wie bestaan uit Christus uit? Almal wat hom volg. En dis wat Jesus hier probeer sê. Hy sê, geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Jy kan nie verlore gaan solank as wat jy in hom is nie. Maar die punt is, as jy in hom is, moet jy in hom wees, maar jy moet wegkom van hulle af. Gaan nie agter hulle aan nie. En want wat Jesus hiermee afsluit, is om te sê, as jy in hom is, Johannes 15, as jy in hom is, sal jy nie verlore gaan nie, want hy is die hoof. Hy is die hoof. En hou op om agter ander hoofde aan te hardloop. Hou op om agter jou sogenaamde pastoor of dominee of priester of apostel of profeet of wie ook al jy nou sou uitgewys het as jou hoof. Hou op om agter hom aan te hardloop en gaan agter Christus aan. En die enigste manier hoe jy agter Christus aan kan gaan is om die eerste gebod na te kom, en dit is om hom te lief te hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. Met ander woorde, sit met hom in sy woord. En dan gaan jy agterkom dat jy het agter hulle aangegaan. En dan eindig hy af met vers 19, en ons sal nou nie na vandag verder kan gaan nie. Hy sê, deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Deur julle volharding met wat? Jy moet volhard in die waarheid van die woord om jou lewe in besit te kry. Want jou lewe is in besit van iemand anderster. En daai lewe is, hulle sal julle doodmaak geestelik. Kan ek vir jou sê, as jy nie by die punt gaan kom waar jy besef dat hulle is die plek waar daar groot aardbewings gaan wees, met ander woorde die verdeel en denominasie op denominasie is daar buite. As jy nie gaan wegkom uit hulle uit nie, en jou skaar by die liggaam van die ware liggaam van Christus, wat homself nie verbind tot 'n denominasie nie. Bly weg van denominasies af. Verbind jou tot Christus. Spandeer tyd met Christus in sy woord. Sien hom as jou hoof. Moet geen ander hoof hê as die een wat vir jou aan die kruis sy lewe geoffer het nie. En leer hom ken, sodat jy kan agterkom dat daar's baie vals leraars wat baie mense gaan mislei om agter hulle aan te gaan, weg van Christus af, en hulle sal deel wees van hongersnode, aardbewings en pestsiektes. Ons is deel van die hoof. Ons bly by die hoof, en ons sal deur volharding, met ander woorde volharding in soek, bid en klop. Wat moet ek soek? Ek moet Christus in sy woord soek. Ek moet bid dat hy deur sy Heilige Gees homself aan my sal openbaar. En ek moet klop aan sy deur en sê, Here, maak oop, want die koninkryk van God is 'n verborgde koninkryk en hy wil dit aan jou openbaar, maar hy wag vir jou om te bid, te soek en te klop. Doen dit. Wees besig met die een wat jou gered het. Moenie besig wees met hulle wat sê hulle manier is die manier waarin jy gered kan word nie. Wees soos die tyd van aan die begin
toe die kerk begin het, wees soos hulle. Soek Christus, wees by sy voete, wees in eenheid met die liggaam van Christus. Moenie deel wees van 'n verdeelde kerk nie, want die verdeelde kerk het op die aarde niks te doen met Christus en met sy koninkryk nie. En dan, al wat ek wil mee afsluit is om te sê, gaan in hemelsnaam nie agter hulle aan nie. Dit was Jesus se opdrag, Jesus se waarskuwing. Moenie agter hulle aangaan nie, gaan agter hom aan, want hy is die een wat jou kan red. Wie is hy? Hy is die woord van God. Dis wie Christus is. Hy is die woord van God. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Christus is God, Christus is die woord, en hy wil hê jy moet met hom in 'n intieme verhouding staan deur sy woord. Amen.